Baie welkom Sarah. Baie dankie. Julle is my spat. Kom ons open asseblief eers met gebed. Ons Vader in die hemel, dankie vir die voorreg om dit te sal wat ek kan hê. Sal U asseblief vandag se vir dit in seën in ons harte aanraak. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Goed, my skrifgedeelte kom uit 2 Korintiërs 5 vers 17 en dit lees as volg. Dis welkom saam te blaai. Daarom, as iemand in Christus is hy nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Kom ons sing hartlik saam ons eerste lied, nommer 188. Ek vernaamste Sondagskind. Wie 'n predikant van 'n ander Christelike genootskap was. Obed het dus by 'n regeringskosskool ingeskryf. Dit was daar wat hy in elk geval van Adventiste geleer het. Terwyl hy by die kosskool was, het Obed elke Sondag saam met ander studente in een van die klaskamers aanbid. Hy het getrou aanbid jaar na jaar. Aan die einde van sy finale jaar was die studente in die laergrade huis toe gestuur, aangesien hy en die graduasieklas 'n maand deurgebring het in voorbereiding vir die finale eksamen. Net so min studente op 'n kampus was Sondag aanbiddingdienste gestop. Een Sondag het verbygegaan, 'n tweede Sondag het verbygegaan, 'n derde Sondag het verbygegaan. Obed het die Sondag byeenkomste gemis. Op die laaste naweek voor die finale eksamen het Obed 3 klasmaats gesien wat die kampus op 'n Saterdagoggend verlaat. Hulle was netjies aangetrek en hulle het gesê dat hulle kerk toe gaan. Kan ek saam julle kerk toe gaan, het Obed gevra. Obed het die 2 seuns en 'n meisie gevolg na Sondag Adventiste kerk. Hy was verbaas om hulle vir spesiale musiek gedurende die aanbiddingdiens te hoor. Hy het nog nooit 'n lied in harmonie gehoor nie en die woorde van die lied het sy hart aangeraak. Hulle het gesing in Tolden Seventh-day Adventist Church, Hymn 62.
Die volgende maandag het hy die Adventistiese meisie Sandra gevra om vir haar liedere uit te leen. Hy wou die woorde van die lied wat hy op Sabbat gehoor het afskryf. Sandra het vir hom die liedere boek gegee en hom geleer hoe om die lied te sing. Toe het Obed vir Sandra gevra om hom ander liedere uit die boek te leer. Die twee het baie liedere saam gesing. Gedurende die week van hulle finale eksamens het die liedere met Obed se belangstelling in die Sewe Dag Adventiste Kerk gespring. Meer weet wat sy stiefvader agter sê. Hy het onthou dat sy stiefvader nie wou gehad het dat hy na die Adventiste skool moes gaan nie en vrees uitgedruk het dat hy Adventist sou word. Nadat hy van hoërskool gegradeer het Obed teruggekeer huis toe vir die somer. Hy het sy vakansie deurgebring deur sy moeder te help om vis en banke langs die pad te verkoop. Hy het dit nie gewaag om op Sabbat kerk toe te gaan nie, maar hy wou verskriklik graag in die Adventiste kerk aanbid. Hy het gesien dat die plaaslike Adventiste kerk bedure gehad het van 7 tot 8 en op Woensdag. Hy het dus met 'n plan vir 'n dag gekom. Hy het sy moeder vir 'n uur op Woensdag aande alleen gelos en vir haar gesê dat hy die badkamer nodig het. Die badkamer by die huis was te ver weg om te stap, maar daar was 'n openbare toilet nie ver van waar hulle voedsel verkoop nie. Die openbare toilet was naby die Adventistiese kerk. Vir 2 maande het Obed op Woensdag aande by die Adventistiese kerk aanbid. Hy het nuwe liedere geleer, hy het die waarheid oor God in die Bybel geleer. Hy het geweet dat hy die waarheid gevind het. Toe hy daardie jaar by die universiteit ingeskryf het hy onmiddellik vir Adventiste studente op die kampus gesoek. Toe hy hulle gevind het hy op Sabbate by hulle aangesluit vir godsdiens. Nie te lank nie of hy was gedoop. Obed se oupa was opgewonde toe hy gehoor het dat sy kleinseun by die Adventistiese kerk aangesluit het. Sy stiefvader was egter baie aangekant. Hy het egter met tyd die besluit aanvaar. Vandag werk Obed as administratiewe assistent by die hoofkwartier van 'n suidelike Ghana konferensie in Accra, Ghana. Hy sê dit is belangrik om die waarheid te volg, selfs al probeer ouers of ander jou om jou te keer. Wanneer jy die waarheid vind en weet dit is die waarheid, behoort jy niks toe te laat om jou van die waarheid weg te neem. Deel van die 13de Sabbat offergawe hierdie kwartaal sal help om die 7de Dag Adventiste onderrig in Ghana uit te brei. Die fondse sal gaan vir die konstruksie van nuwe klaskamers en koshuise by die verpleging en vroedvrou opleidingsskool wat met 22 studente geopen het in 2015 en 770 studente het. Hierdie is 'n ware sendingskool waar slegs 30% van die studente Adventiste is. Dankie dat u in middel der 13de Sabbat offergawe oorweeg op 30 September. Amen. Wow, wel Amen. baie dankie Sjade. Baie trots op jou. Jy mag gaan sit. Dankie. Dankie ook vir die geleentheid wat ons het om terug te bring na u skathuis. Ons weet alles behoort tog aan u, en dankie dat u ons toelaat om te kan gee. Here, ons bid en vra dat u die geld sal seën en vermenigvuldig, soos wat dit nodig is om u werk op aarde klaar te maak, sodat u spoedig op die wolk kan kom en dat ons saam met u kan huis toe gaan. Lei ons deur die res van die Sabbatdag, Here, en ons bid en vra dat u met elke verrigting reg in die wêreld sal wees. Amen. As ons kyk
na die keuses wat ons in die lewe maak. Selfs die klein daaglikse keuses, is dit maklik om te voel dat ons 'n mengelmoes van teenstrydighede is. Ons kan die hele dag by die werk deurbring waar ons ander help en dan huis toe kom en 'n familie dit vir geen spesifieke rede verskree nie. Ons kan ons bes probeer om vriendelik en geduldig te wees met iemand wat ons vir wie ons lief is. Net om iets hards vir hulle te sê op die slegste moontlike oomblik. Ons is in staat tot groot empatie en ons selfsugtigheid. En ons is ook in staat tot wreedte, haat en ons sensitiwiteit. Hoekom is ons so? Sewerig Adventiste kyk na die Bybel en sê vir ons wie ons is. Dit gee ons die hele storie van waar ons vandaan kom en hoekom ons is soos ons is. Vandag kyk ons bietjie na die natuur of die karakter van die mens. Maar voor ons verder gaan, gaan we eers met ons verhaal deel. Goeiemôre almal, wat 'n spesiale Sabbat. Ons sien ons Vader hemel vandag met ons. En ek wil net so weer sê, maak jouself hoe sag, hoe hard, of hoe stamerig ons almal hier voor doen en die Vader glimlag. So hy sê so Jesus en hy is baie bly het vroeg begin, hoor. Hy was 'n vuil ou boemelaar. Sy kouse het deur die gate in sy skoene gesteek. Die laslappies aan sy broek het losgehaal. 'n Verslete jas het maar min beskerming teen die koue gebied. Sy elleboë het deur die moue gesteek. Weke se baard het om sy ken gekoek. Daar was tabakvlekke aan sy tande. Hy het swaar op 'n stok geleun terwyl hy die straat afgeskuif het, toe daar met eens 'n swart limousine langs hom tot stilstand kom. Die rykste man in die stad het uitgeroep: "Kom hier, ek wil jou 'n vraag vra." Die boemelaar het nader gegaan. "Sal jy daarvan hou om sulke pragtige klere soos die wat ek dra aan te trek? Indien wel, kom klim in en ek sal jou alles gee." Oorstelp van vreugde het die boemelaar in die motor geklim. Saam het hulle na die beste woongebied en die duurste huis in die dorp gery. "Hier is ons," het die gasheer gesê. "My bediendes sal jou help. Ek moet gaan, maar hulle sal al my bevele uitvoer." Die huisheer het vertrek en 'n jong man met 'n glimlag het na die boemelaar toe gestap. "My meester het gesê dat ek in jou die heel beste van alles moet voorsien. Volg my. Die eerste ding wat ons gaan doen, is om jou skoon te kry. Jy sal moet bad. Gee vir my asseblief jou jas." "Bad." Daardie woorde het die boemelaar met vrees gevolg. Hy het geen jare gebad nie. Vrees het in sy oë geflits. "Ek dra hierdie jas al die afgelope 9 jaar. Jy kan nie verwag dat ek dit moet uittrek nie." Die jong man het vriendelik geglimlag. "Trek asseblief die volle klere uit, dan kan jy 'n warm bad geniet. Daarna het ek pragtige klere vir u." Die boemelaar het beledig gevoel. Sy gesig was doodsbleek van woede. Die bediende het na sy kosbare besittings as volle verwys. "Wat 'n belediging. Hoe durf jy my klere vodde noem? Jou meester het aan my gesê dat ek nuwe klere kan kry. Hy het nie gesê dat ek van hierdie ontslae moet raak nie. Ek kan slegs aan jou verduidelik wat my meester wil hê," het die bediende saggies gesê. "Indien jy weier, sal u hierdie huis moet verlaat. U mag dalk nooit weer so ongelooflike keuse kry nie. Dis al." Daar was finaliteit in sy stem. "Daardie boemelaar is nes ons. Hy verpersoonlik die menslike natuur. Voordat ons Christus se kleed van geregtigheid kan aantrek, moet ons eers van ons vodde ontslae raak. Ieder en elkeen. Ons moet gewillig wees om 'n behoorlike reiniging te ondergaan. God sê, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie, sê Psalm 84 vers 8. God wag net om aan ons die skatte van die hemel te gee, om ons na sy goddelike beeld te verander. Is ons gewillig om die vuil vodde uit te trek en toe te laat dat hy ons reinig? Laat ons asseblief so gou as moontlik van ons vodde ontslae raak. Amen.
Dankie, Rennie. Goed. Nou, laat ons van die vorm ontsla raak, né? Okay, God het nie gespreek en Adam het ontstaan soos alle vorms van lewe nie. Nee, net soos 'n meester beeldhouer het dan met sy liefdevolle arms gevorm en toe die asem van die lewe in hom geblaas. Met 'n rib wat uit Adam geneem is, het God 'n lieflike vrou gemaak. Met 'n rib, ja, en God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Genesis 1 vers 27. Ons is dus na die beeld van God geskape. Wat 'n eer. God het die stof van die aarde gebruik, nie ander lewende geskaptes soos wesens in die see of oceane om ons te skape nie. Daar is 'n duidelike onderskeid tussen ons en die ander dierespesies. Volgens Lukas 3 vers 38 word ons seuns van God genoem. God het Adam en Eva laat heers oor alles op die aarde. Dit sluit al die diere in. Hulle sal 'n perfekte wêreld woon, sal afhanklik van die Skepper se liefde bly. Dink 'n bietjie na en verwonder aan God se onsaglike skepingsgees. Neem byvoorbeeld die ontwerp van die voet van die mens. Die voet het 26 beentjies en 36 afsonderlike litte wat met sterk senings aan 'n massa van omtrent 50 spiere saamgebind word en gekoördineer in 'n breedte van 'n sekonde reageer. Hierdie bene vorm 3 holtes, 2 oorlangs en 1 dwars oor die boog van die voet en voorsien 'n natuurlike veerkragtigheid wat die strawwe skokke van stap, hardloop en spring absorbeer. Ons stap bykans 8 myl per dag. So indien 'n persoon 125 pond weeg, sou die totale trefkrag per dag 594 ton elke voet wees. Watter kastyding ondergaan ons voete net die 365 dae vir elke jaar wat ons loop? God het die mens volmaak na sy beeld geskape en hulle in 'n volmaakte tuiste geplaas. Maar waarom is hierdie aarde nou so ongelooflik te mekaar? En is daar geen volmaakte mense? God het besluit om aan hierdie mense die mag te gee om te kan kies. Hulle kon hom lief hê of hulle van hom af wegkeer. Sy liefde het vereis dat hy hierdie risiko neem. Ongelukkig het die mees verhewe engel, Lucifer, hoogmoedig geword. En ons lees dit in Jesaja 28 vers 17 as volg: hoogmoedig het jy in jou hart geword oor jou skoonheid. So, hy was ontevrede met sy stand in die hemel en het God se plek begeer. Sy misnoë het versprei totdat hy en 1/3 van engele gerebelleer het en God hulle uit die hemel moes werk. Hoe het Satan vir hom as 'n slang vir Eva verlei? Hy het vir haar gelieg. Julle sal gewis nie sterwe nie. Genesis 3 vers 4. En sy het hom geglo. Ongeloof in God se woord het daartoe aanleiding gegee dat Eva ongehoorsaam aan God was. Haar twyfel aan Adam te kenne gegee en die pragtige verhouding wat hy met God gehad het, verbreek. Watter gevolge is daar vir sonde? Skeiding tussen God en mens, vyandskap tussen mense, die dood, nie slegs van mense nie, maar ook van die natuur. Om die menslike natuur beter te verstaan, moet ons weet dat die Bybel die mens as 'n geheel skets, nie in afsonderlike dele soos soveel glo nie. Genesis 2 vers 7 verduidelik hoe God vir Adam gemaak het. God het van grondstowwe gebruik gemaak. Die stof van die aarde plus lewensasem is 'n menslike wese, 'n lewende siel. Die dood is 'n teenoorgestelde stelling. Lewensasem is die vertaling van die Hebreëse woord ruach. Dit kom 377 keer in die Ou Testament voor en word vertaal as gees, wind, maar meer dikwels as lewensasem of gees van God. In die Nuwe Testament kom die Griekse woord pneuma voor met die betekenis gees of om te blaas of asemhaal. Dit word nooit aangewend om 'n bewuste bestaan of 'n gees wat afsonderlik van die liggaam bestaan aan te dui nie. Dit is die lewenskrag wat God in Adam geplaas het, wat hom lewendig of van 'n lewende siel gemaak het. Die woord siel, lewende wese, lewende persoon beteken almal dieselfde. Daar is geen aanduiding in die Bybel dat die siel 'n afsonderlike identiteit is met die mens, wat met die menslike liggaam verenig is nie. Die mens is die siel. Na die dood is daar nie 'n siel wat voortleef nie.
Verbond is die grondslag van God se verwantskap met die mens, en hoe hy hulle sonde red. En genade is die onverdiende guns en die liefde van God vir sondaars. Die verskil tussen liggaam, siel en gees. Die Bybel maak gebruik van hierdie benaming om die mens as 'n eenheid aan te dui. Mag julle gees en siel en liggaam geheel en onberispelik bewaar by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Volgens 1 Tessalonisense 5:23. Liggaam verwys na die fisiese dimensie van 'n persoon. Gees kan intelligensie en gedagtes wees waardeur God met 'n persoon kommunikeer. Siel vind uitdrukking deur emosies en begeertes. Ons kan die een nie van die ander skei nie. Alles is deur God geskape en moet aan die heiligmakende krag van die Heilige Gees onderworpe wees. Kom ons aanvaar ons as sondaars en weet ons enigste hoop is om God se uitnodiging te aanvaar en om deur geloof Jesus in ons harte toe te laat om ons te reinig en ons te bedek met sy volmaakte lewe. Kom ons sing lied 195, verlos oor lieflike boodskap. Dierbare Vader, ons dank U dat ons na U beeld geskape is en dat ons die vryheid het ontvang het om te kan kies. Ons dank U vir die belofte van ewige lewe deur Jesus en vir die genade verbond wat ons in die beeld van ons Skepper sal herstel. Mag ons van nou af tot in alle ewigheid lewe om U naam te verheerlik. Ek vra dit in Jesus naam. Amen.